Vriende, welkom by vandag se erediens hier by Suidwyk. Dalk is jy al 30 jaar deel van hierdie fantastiese gemeente, of dalk skakel jy vandag vir die heel eerste keer in by ons. Ons is dankbaar vir jou. Ons is dankbaar dat jy saam met ons soek na die wil van Jesus vir ons gemeenskap. Dankie dat jy ons 'n kans gee en dankie vir die van julle wat hierdie gemeente al 'n klomp jare 'n kans gee met jou geestelike pad en groei. Mag vandag presies ook dit vir jou bring. Nou by Suidwyk besef ons dat die lewe kompleks is waarin jy leef. Ons wil jou help in jou lewe, want as ons jou help, kan jy ander help. Ons het 'n plan vir jou. En dit is om Jesus te volg. So daarom is dit belangrik dat jy kom net soos jy is, want ons glo Jesus wil jou gebruik hier in hierdie omgewing net soos jy is. So ons wil jou regtig help en saam met jou stap. Ons is opgewonde om Jesus se plan vir jou saam uit te bou. So kom maak saam met ons 'n verskil om te ontdek en goed te kan doen saam met ons. Want deur dit wat ons doen, het ons reuse invloed en kan ons mense se lewens permanent verander vir die goeie. Nou die laaste 2 weke het ons ernstig kerk gesels. Dankie vir elkeen wat inkoop hierin en met toewyding jouself verbind tot Suidwyk in die uitleef van ons roeping, daar waar ons bly, daar waar ons werk en daar waar ons speel. Nou ek besef, daar is van julle wat oor die laaste 6-7 maande iets gevoel het beweeg in jou en jy is opgewonde en dalk selfs 'n bietjie onseker. Miskien is daar van julle wat afgekoel het oor tyd heen saam met die kerk en oor 'n rukkie heen het daar so 'n klein vlammetjie begin brand weer in jou siel. Dalk is daar van julle wat erge skuldgevoelens gehad het omdat jy nie heeltemal is waar jy voel jy kan wees nie. Nou daar's beslis van julle wat bang is om weer lojaal te wees aan 'n gemeente of selfs hierdie gemeente. Jy het dalk groot skade opgetel in jou verlede, juis omdat jy so lojaal was en jy sukkel om te verbind aan iets nuut omdat jy een keer lojaal was en seer gekry het. Dalk het dit in hierdie einste gemeente gebeur. Ongeag waar jy is, wil ons as gemeente met nederigheid jou beweeg na 'n koninkryksgerigtheid toe. Ons vra nie lojaliteit aan ons dominees of bedieninge nie, want ons is almal mense en die potensiaal is altyd daar dat ons mekaar iewers gaan misverstaan en iemand gaan seer kry. Wat ons vir jou vra is die moontlikheid om lojaal te wees aan Jesus, nie aan ons nie. Suidwyk wil slegs die voertuig wees vir jou lojaliteit aan Jesus. Dinge kan enige oomblik verander in ons lewens, maar ons wil jou help bind aan die een onveranderlike en dis Jesus. Wat is die ding wat jou inspireer hier by Suidwyk? Want ons wil jou help om seker te maak dat hierdie storie, hierdie vlammetjie, hierdie groter en groter word. Ons wil jou skuldgevoel transformeer in 'n konstruktiewe uitbou van die koninkryk. Ons wil seker maak hierdie storie gaan voort of begin nuut of lyk anders in jou. Jy is regtig nodig hier in Jesus se roeping vir ons gemeente. En Jesus roep hierdie gemeente. Nou daar's baie stories oor die laaste 6 maande wat ek gehoor het, hoe amazing hierdie kerk was, en hoe dit nou net 'n skadu van sy eens glorieryke self is. Ek hoor dit, ek respekteer dit, ek vier saam fees en dit, want dit het beslis so baie lewens verander. Tog dien ek vir Jesus en nie die kerk nie, en daarom kan ek sonder om arrogant te wees vir jou in die oë kyk, en sonder om te blik of te bloos vir jou sê, jou beste dae is nou. Hierdie kerk se beste dae is nou, op hierdie oomblik en in hierdie oomblik. Kom ons raak prakties, kom ons kyk heel eenvoudig, hoe het Jesus geleef? So met ander woorde, ons kyk nie net na die waarheid wat Jesus ons geleer het nie, maar ook die manier hoe Jesus geleef het. En een van die mees opvallendste kwaliteite wat 'n mens sien oor hoe Jesus geleef het, ongeag met wie hy interaksie gehad het, is dat Jesus was altyd, maar altyd teenwoordig in die oomblik. Jesus was volledig teenwoordig, sy aandag was onverdeeld op daardie oomblik. So ek wil vir jou 2 stories uit die Bybel wys vandag wat na mekaar gebeur het en Jesus se hart vir die mense wat reg voor hom is demonstreer. Die praktiese lewe, ja, daar waar die tekkie die teer slaan. Nou ja, so die eerste storie is in Lukas se evangelie aan die einde van die 18de hoofstuk. En ek gaan dit sommer net vir jou vertel. So Jesus is besig om in Jerigo in te stap. Verbeel jouself, daar is hierdie groot skares rondom hom. Dit is dieselfde Jerigo wie se mure geval het so 1400 jaar voor Jesus daar ingestap het. Jerigo is weer herbou en so hier begin jy die beeld kry van hierdie ongelooflike stad binne in hierdie ongelooflike mure met groot skares wat Jesus volg en veg vir sy aandag. Soos Jesus instap, is daar 'n blinde bedelaar wat sit langs die pad en op die toppunt van sy stem skreeu, Jesus, seun van Dawid, hê genade oor my vandag. En die disippels was hoogs verontwaardig en redelik negatief oor hierdie man wat so skreeu vir Jesus se aandag.
Jesus is op pad iewers heen. Hy het nie nou tyd vir hierdie man nie. Jesus is op pad. Jesus is te belangrik. Jesus is te besig. Jesus het 'n agenda waarby hy moet hou. Jesus gaan nie stop vir iemand wat bedel langs die pad nie. So die disippels skel en dissiplineer die blinde bedelaar en sê vir hom, hy moet eintlik maar loop. En wat gebeur volgende? Jesus dissiplineer die disippels en dan het Jesus interaksie met 'n enkele persoon langs daardie pad, ten volle teenwoordig in daardie oomblik. Jesus stop, gee vir daardie man al sy aandag en sê vir hom, wat is dit wat jy wil hê ek vir jou moet doen? En die man roep uit, kan jy my gesond maak? Kan jy my gesond maak? Asseblief, asseblief, asseblief. Ek kon my hele lewe nog nooit sien nie. En Jesus doen 'n wonderwerk en genees die man. So een wonderwerk is dat Jesus hierdie man genees het. Maar die tweede wonderwerk is dat Jesus vir 'n man gestop het vir wie niemand tyd gehad het nie. Volledig teenwoordig in die interaksie met die persoon reg voor Jesus. Die tweede storie wat direk na hierdie een volg, sien ons in Lukas 19 vers 1. En dit noem dat ons steeds in Jerigo is en hierdie keer vertel Lukas vir ons, Jesus is eintlik op pad weer 'n keer iewers heen. Hy's besig om deur Jerigo te beweeg. So met ander woorde, op pad na 'n ander plek toe. Lukas 19 vers 1, Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. So Jesus, wat nou al reeds in die rede geval is deur 'n baie arm blinde man wat bedel, word nou in die rede geval deur 'n ryk, korrupte belastinggaarder. En dit is wat ek van Jesus hou. Hy het tyd vir die wat arm en plat op die vloer is as gevolg van hulle omstandighede en hy het tyd vir die wat op en wakker en ryk is as gevolg van hulle omstandighede. Jesus het 'n hart vir enigiemand, ongeag waar jy vandaan kom. Dit maak nie saak waar Jesus besig is om te beweeg nie. Waar hy bly, waar hy werk en waar hy speel is waar Jesus 'n hart het vir almal. Jesus gee om. Jesus gee sommer baie om. Jesus gee om vir jou. Maak nie saak wat jou bagasie is nie. Maak nie saak waar jy in die lewe is nie. En so stop Jesus vir hierdie ou met die naam Saggeus. Nou as jy om een of ander rede nie weet wie Saggeus is nie, dink ek dit is belangrik dat ek jou net gou vertel wie hy was. Saggeus was 'n kleine man, kort en klein was hy. Toe maak hy 'n slim plan en Jesus stap verby. En hy wou ook vir Jesus sien, toe klim hy in 'n boom. Nou as 'n kind in die sonnaarskool het jy dalk net gegaan om sweets te eet en tog het jy geweet wie Saggeus is. Dit is hoe dit was. Saggeus was 'n belastinggaarder, wat dalk nie vir jou so baie beteken in hierdie kultuur van ons nie, want belastinggaarders, ek dink is accountants, is gewoonlik gerespekteerde mense in ons kultuur. Hoewel jy nou nie so baie daarvan hou om belasting te betaal nie, maar in die antieke tyd was dit die mees korrupte mense ooit. Dink aan die mees korrupste mens wat jy ken. Dis nou hy of sy wat daar in die boom sit. En Jesus sien hierdie ou en hy roep hom op sy naam. En dan nooi Jesus letterlik homself oor vir ete by Saggeus se huis. En ons weet nou dat Jesus reeds op pad is iewers heen. Daar's iewers waar hy moet wees. En hy is reeds een keer in die rede geval al deur 'n blinde bedelaar. En nou gee Jesus 'n slegte sondaar sy volle aandag. En wanneer Jesus met hom praat, het Saggeus hierdie oomblik van diep berou in die teenwoordigheid van Jesus. En hy sê iets soos, Here, ek het gesondig. Ek het soveel mense seer gemaak. Ek is so jammer. Ek sal die helfte van al my besittings weggee en ek sal mense by wie ek gesteel het, 4voudig terugbetaal. Jesus kyk vir hierdie mannetjie en sê, vandag, in hierdie oomblik, op hierdie moment, het daar genade en verlossing vir jou huis gekom. Jesus het onverdeelde aandag in die oomblik en hy stop en hy gee vir mense een van die grootste geskenke wat jy vir iemand kan gee. Sy aandag en sy liefde. Jesus was altyd volledig teenwoordig in die oomblik. Jesus leef dit net daar waar hy bly, waar hy werk en waar hy speel. Ek wil soos dit wees, maar ongelukkig is ek nie altyd soos dit nie. En sedert ons in Engeland is, vra ek die Here om my te help om meer betrokke te wees met interaksies met mense. En ek wil teenwoordig wees daar waar my voete is op daardie oomblik. Daar waar ek bly, hier waar ek werk en daar waar ek speel, wil ek betrokke wees. En ek wil nie net vir die gelukkige oomblikke en die goeie oomblikke en die kragtige oomblikke lewe nie. Ek wil teenwoordig wees in al die oomblikke, selfs in die irriterende oomblikke. Ek bedoel, hoeveel van julle lewe op die oomblik in 'n irriterende oomblik? Moet dalk eerder nie julle hande opsteek nie. Dit mag dalk te veel wees van ons. Sekere seisoene in die lewe is meer irriterend as ander. Dit is soos waar ons nou is met Ivan en Maree.
Dis absoluut by uitsondering wat ek by die huis instap of uitstap en dit skoon netjies en alles is op sy plek. Nee, dis fietsies, blokkies, balle, komberse, bakkies met halfgeëte pap en glasies wat half gedrink is, karretjies en wie weet wat nog. Selfs buite is dit springmatte, watergewere, nog balle, grassnyertjies en. En dis irriterend. En ek dink by myself, eendag iewers ver in die toekoms, gaan ek weer in 'n skoon en netjies huis instap. En dit is presies dan wat ek myself elke keer moet knyp. Want vir 12 jaar van ons getroude lewe was ons sonder kinders. En ek het elke dag in 'n skoon en netjies huis ingestap. En dit was wonderlik. Maar waar ek nou is, kan geen woorde beskryf hoe wonderlik dit eintlik regtig is nie. En ek weet ek gaan net my oë knip en dan gaan ek weer in 'n skoon en 'n netjies huis instap. En dan is dit verby. Dalk is jy ook daar. Ons kla en moan oor dinge vandag wat ons môre gaan mis. Dink gou mooi, jy kla letterlik oor die spesifieke dinge vandag wat jy môre gaan mis. Ons het klein kindertjies tans wat sleg slaap en vroeg wakker word. Jy wat tieners het, sukkel om hulle uit die bed uit te kry en ons wens ons het mekaar se lewens. Jesus was ten volle teenwoordig in die oomblik. Daar waar sy voete besig was om te loop. Is julle nog hier? Is julle nog teenwoordig? Nou op hierdie oomblik, hier by my. Ek vra maar net. Want statisties het ek van julle reeds verloor. Die Universiteit van Harvard het 'n studie gedoen en bevind dat 47% van die tyd is mense se aandag nie waar hulle voete is nie. Dink gou mooi, 47% van die tyd, as jy in gesprek is met iemand, is jou aandag nie daar nie. 47% van die tyd sit jy by die kerk of tydens aandete met jou familie of in gesprek met iemand by die werk of in 'n vergadering by die werk of by 'n geselligheid. Amper die helfte van jou wakker lewe is jou aandag en jou kop nie teenwoordig waar jou voete is nie. Nuutste navorsing wys dat die gemiddelde mens raak 2617 keer per dag aan sy of haar foon. En dit is net gemiddeld. En die snaakse ding is dat ons is baie beter as net gemiddeld hier in Suidwyk. Ons is nie gemiddeld nie. Die top 10% van selfoongebruikers vat meer as 5400 keer per dag aan hulle fone. Dis gross. Ons moet ons fone meer was. Duisende kere per dag is jy nie teenwoordig by dit of by wie reg voor jou is nie. En jou aandag en kop is iewers anders. Dit is nie net fone nie. Ons speel speletjies ook in ons koppe. Ons speel hierdie klomp speletjies in ons koppe. Ek weet nie van jou nie, maar een van my gunsteling speletjies is die wanneer dan speletjies. Julle speel dit dalk ook. Jy weet, wanneer ek in hoërskool kom, dan. Wanneer ek op universiteit kom, dan. Wanneer ek my eerste salaris kry, dan. Wanneer ek daardie deal kry, dan sal ek gelukkig wees. Wanneer ek trou, dan sal ek gelukkig wees. Wanneer ons kinders kry, dan. Wanneer ons kinders groot word en uit die doeke is, dan. Wanneer ons kinders uit die huis is, dan. Wanneer ek aftree, dan sal ek vir Jesus begin leef. Wanneer ek weer terug is in die doeke, dan. Bla bla bla. As ons nie wanneer dan speel nie, is dit wat as waarmee ons speel. Ons projekteer in die toekoms in. Ons dink altyd roeping en visie is vir die toekoms en dit is, maar is baie meer vir die nou. Ons is opgewonde oor dit wat kan wees, maar ons word gedryf deur 'n passie dat dit moet wees. Nou ja, nou op hierdie oomblik en nie 1 minuut later nie. Wat as ek nie hierdie toets slaag nie? Wat as ek nie 'n mooi vrou kry nie? Wat as ons dom kinders kry? Wat as die Labour Party? Wat as die regering? Ons beweeg letterlik deur die lewe en wens die huidige oomblik weg. Moenie dit mis wat nou voor jou is deur na te volg wat jy later wil hê nie. Jy mis alles. Moenie mis om dit te leef nou nie. Jaag verskoning ver weg. Ons het 'n roeping in Suidwyk, maar ons is 47% van die tyd nie in die lewe nie, nie teenwoordig nie, besig met speletjies soos wanneer dan. Hoe kan ons dit leef wat Jesus op ons harte sit? Ek en jy gaan hierdie baie ernstig moet opneem. Jesus was ten volle teenwoordig in die oomblik. Hoor mooi wat sê Jesus in Matteus 6 vers 34. Moenie oor môre bekommer nie. Môre het sy eie dinge om oor te bekommer. Jesus is nie teen beplanning nie. Jesus is vir beplanning. Jesus beplan self. Jesus sê bloot net, beplan vir môre, maar moenie bekommer oor môre nie. Wees teenwoordig in die oomblik nou. Kom ek vra jou weer. Is jy nog hier? Dit is krities belangrik om in die oomblik te wees. Dit is super belangrik. Hoekom dink julle is ons nie altyd teenwoordig nie?
Ja, daar's baie afleidings, maar hoe meer ek hieroor bid en dink, hoe meer is my bewuswording dat een van die hoofredes hoekom ons nie teenwoordig is in die hier en die nou waar ons bly werk en speel nie, is omdat ons sukkel om te glo. Ons sukkel om te glo. Ons bom uit oor dinge wat lank terug iewers gebeur het, of ek bom uit oor dinge wat dalk kan gebeur. En al hoe ons teenwoordig kan wees in die oomblik, al hoe jy en ek Jesus volgelinge gaan wees en dit leef, is wanneer ons die dinge van die verlede gaan oorgee wat ons nie kan verander nie. En God vertrou met 'n toekoms wat jy en ek nie kan beheer nie, net daar waar ons bly, werk en speel. Dit is die enigste manier hoe ons as gemeente ten volle teenwoordig gaan wees waar ons nou is en ten volle ons roeping kan uitleef. Dit vat geloof in God. Jakobus, Jesus se halfbroer, sê dit so mooi in Jakobus 4:13. Hy sê, kom nou dadelik, julle wat sê vandag en môre sal ons daarheen en daarheen gaan, 'n jaar daar spandeer en goeie wins te maak. Jy wat alles so mooi uitgepleis het, Jakobus sê vir jou, tog het jy geen idee wat môre sal bring nie. Wat is jou lewe? Jy is soos mis voor die son, vandag hier en môre weg. Dink aan 'n uurglas. Jy's hier vir 'n rukkie. Die lewe wat God vir jou gee op hierdie aarde beweeg verby. Die eerste ding wat ons moet besef is dat in ons lewens 'n uurglas kan ons nie sien hoeveel sand in die boonste helfte is nie. Jy dink jy weet, maar daar's baie mense wat dink daar is meer sand as wat daar regtig is in die boonste helfte. Niemand weet nie. Die tweede ding is, jy kan nie die sand stop nie. Dit hou aan met loop. Tyd gaan verby. Elke dag is 'n geskenk van God. Vandag is 'n geskenk van God en party van ons wens dit letterlik weg. Die derde ding rondom hierdie uurglas is, wanneer die sand in die onderste deel is, kan jy dit nie terugkry nie. Jy kan dit nooit ooit terugkry nie. Nooit. Kom ons waardeer net vir een oomblik, in hierdie oomblik, die saamwees voor God. Jy kan nie gelukkig wees waar jy nie is nie. Jy kan nie Jesus dien waar jy nie is nie. Nie waar jy bly werk of speel as jy nie teenwoordig is nie. Jy kan nie mense lief hê soos Jesus hulle lief het waar jy nie is nie. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het, sê Psalm 118. Die heel belangrikste oomblik is nou. Die belangrikste persoon is die een reg voor jou. Ek het altyd vir die groot en spesiale en wonderlike oomblikke geleef, maar hoe meer ek teenwoordig is, hoe meer besef ek, dis die klein oomblikke wat die spesiaalste is. Die lugballon of die oorseese ski-vakansie of die luukse kar is alles nice. Maar dis die in die oë kyk oomblikke langs die sypaadjie waar jou kind vir jou sê, ek is lief vir jou pappa. Pappa, die Here is groot. Dis daar in daai drukkie waar die oomblik groter as enige Switserse vakansie is. Moenie die nou mis omdat jy môre najaag nie. Moenie Suidwyk se roeping mis wat God duidelik op ons tafel kom sit het vir hierdie oomblik omdat jy nie teenwoordig is nie. Moenie dat jou verlede jou weerhou om in die nou te wees nie. As ons kyk hoe Jesus geleef het, nie net die waarheid wat hy gespreek het nie, die manier hoe hy geleef het, soos hy geloop het op die pad, was geen mens ooit 'n steurnis of 'n ongemaklikheid nie. Vir Jesus was die oomblikke en geleenthede om interaksie te hê en vir mense God se liefde en goedheid en genade te wys. Hierdie oomblik is al wat jy het. Hierdie oomblik maak regtig saak. Ek wil jou nie skuldig laat voel nie. Ek word self so vinnig aandag afleibaar. Ek werk daaraan. As jy aan Jesus dink, as daar enige tyd was in sy lewe waar hy aandag afleibaar sou gewees het van ander, waar dink jy sou dit gewees het? Kom ek vertel jou. As daar enige tyd in Jesus se lewe was waar hy in homself sou wees en nie aandag aan ander gee nie, sou dit op die kruis gewees het. Dink gou daaraan. Hy is die vlekkelose lam van God en mense het hom kaal uitgetrek, hom stikkend geslaan dat sy ribbebene sigbaar was, hom so geslaan dat hy nie eens soos 'n mens gelyk het nie. Hy hang aan 'n kruis waar hy homself moet opdruk teen sy enkels, wat vasgespyker is en sy hele lyf moet optel met sy polse, waar die ander spykers is, net om asem te kan haal, terwyl mense hom vloek en skel en op hom spoeg. En is in daardie oomblik, is daar reg langs hom 'n krimineel, wat na Jesus gekyk het en 'n gesprek met hom begin voer het, en die ou langs hom het iets gesê, waarskynlik meer as wat ons het op die skrif, miskien iets soos, ek het baie slegte dinge in my lewe gedoen, en ek voel baie sleg oor dit, ek is bitter jammer, of wat ook al hy gesê het, ons weet, hy het gesê, onthou my as jy in die paradys instap vandag.
En selfs in die middel van Jesus se swaarste swaar, sy slegste, pynvolste oomblik, is Jesus ten volle teenwoordig en hy kyk na die ander kruis langs hom en hy sê vandag sal jy saam met my in die paradys wees, ten volle teenwoordig in die oomblik. Kry skoon hoendervleis. Vriende, ons kan nie Jesus dien waar ons nie is nie. Jy kan nie gelukkig en vervul wees waar jy nie is nie. Jy kan nie mense lief hê waar jy nie is nie. En as jou kop nie is waar jou lyf is nie, mis jy 47% van die tyd uit op die lewe wat God vir jou gegee het. Hy's reg voor jou. Jy kan nie 'n goeie vriend wees as jy nie daar is nie. Jy kan nie 'n teenwoordige pa of ma wees as jy nie daar is nie. Jy kan nie 'n goeie huwelik hê as jy nie daar is nie. Jy kan nie 'n goeie kollega wees as jy nie daar is nie. Erken dat hierdie die dag is wat God gemaak het. God het die beste dae vir jou gegee vandag, hier in Engeland, nou, waar hy ons roep, so hard en so duidelik roep om Jesus te volg en dit te leef. Nie môre nie, nie gister nie, vandag vriende, nou. Jy kan in hierdie oomblik God se genade en liefde en krag ervaar. Ja, nou in hierdie oomblik, in hierdie kerk, in hierdie buurt, in hierdie stad, daar waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel. Kom ons doen dit. God is hier. Kan jy dit sien? God is hier nou. Mense wat Jesus volg, leef dit voluit. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om te fokus op hier en die nou. Help ons om te fokus op waar Suidwyk is. Help ons om teenwoordig te wees, betrokke te wees en 'n verskil te maak, te groei in ons geloof vandag, sodat ons die kerk kan wees wat môre kom. Maar mag ons nooit fokus op vandag verloor nie, sodat ons kan bou wat ons kan bou vandag, sodat ons kan groei waar ons moet groei vandag, sodat ons interaksie kan hê waar ons interaksie moet hê vandag. Ek bid u seën op elke liewe een van ons toe. Dankie vir die roeping wat u op hierdie gemeente op Suidwyk sit vir vandag. Ek eer u daarvoor. In Jesus se naam, amen. Vriende, ek seën jou in die naam van God die Vader, wat vir jou lief is, wat jou geskep het om vandag hier te wees. Ek sien in die naam van Jesus Christus wat vir jou kom wys het, hoe lyk dit om vandag hier te wees? En ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou nooit sal los nie, ook nie vandag nie, maar wat by jou is, wat volledig teenwoordig is, moet dit nie mis nie. Moenie die Vader, Seun en Gees in jou lewe mis nie. Jy is geseënd. Amen.